vanoggend se oordenkings. Stories is 'n manier vir ons om soms ook te ontsnap. As jy 'n goeie boek lees of weggevoer word in 'n fliek, is dit baie keer niks so lekker. Maar aan die einde van die boek of die fliek, moet dit tog 'n mooi einde hê. Jy wil aan die einde voel, dit was nou mooi. Dit het uitgewerk hoe dit moes. Maar dit is nie altyd die realiteit van die wêreld nie. Vat vir die boek Rut. In die begin van die boek lees ons van Naomi en haar man wat oorlede is. 'n ruk daarna is albei haar seuns ook dood. Dink wat sy gevoel op daai oomblik. Heeltemal alleen in 'n vreemde land met niks oor nie. Sy sê sommer vir die mense, moet my nie meer Naomi noem my Mara, want dit beteken bitter. God het sy gesig op my gedraai, sê sy op 'n plek. Maar dan as jy 'n bietjie dieper in hierdie verhaal inlees, kan jy tog sien God is konstant besig. Dalk nie in die manier hoe sy dit raak sien nie, maar deur Rut te gebruik. Rut los haar nie vir 'n oomblik nie. Naomi stuur haar weg en Rut sê, ek bly by jou. En dan begin Rut haar stukkie vir stukkie help om weer sin in die lewe te vind. Sy gee vir haar kos as sy nodig het om kos te gee. Ja. En Rut doen dit want sy is lief vir haar skoonma. Maar Naomi sien dit nie altyd raak nie. En is hierdie nie 'n mooi manier om te sien dat God se storie nooit met jou klaar is nie. Op die slegste plek in Naomi se lewe het sy gedink, dit is nou verby. Maar dan kom God en hy skryf vir haar 'n nuwe verhaal. Stil op die agtergrond. Hy stuur vir Rut, hy stuur vir hom mense oor op pad om vir te wys God het hom nooit alleen gelos nie. Hy is altyd teenwoordig. En as jy dalk vanoggend so voel, weer die mense wat God in jou lewe geplaas het, is daar vir jou, as jy 'n skouer het om op te moet huil. Hy is lief vir jou, en hy sal jou nooit alleen los nie. Net soos hy vir Naomi aan die einde van die boek 'n ander tipe lewe gegee het. Aan die einde van die boek sit sy op met 'n baba op haar skoot, en sy het 'n nuwe lewe. So as jy voel, jou storie is moeilik, onthou, God sal dit nooit vir jou alleen laat doen nie. Of, onthou ook, dat jy Rut in iemand anderste se lewe kan gaan wees. So hierdie week gaan kyk, vir wie kan jy Rut wees? Kom ons bid saam. Here God, dankie dat ons weet, U is elke oomblik by ons. Al voel dit ver, al voel dit of ons verhaal nie reg uitloop nie. Dankie dat U ons nooit los nie, en altyd die regte persoon op ons pad stuur. Here, wees met ons deur hierdie week, en laat ons ook Rut vir iemand anderste kan wees. Amen. Mag julle 'n geseënde week hê.